Mark read met God. Goeiedag my liewe broers. Jesus as he comes is ophand. Dis Theo Schultz. Maar ek voel ek is genoodsaak om dit te doen. Die woord van God is baie duidelik. Hy sê daar in Job 33 dat God praat met ons deur drome en visioene en ons gee nie ag daarop nie. So as ek nie ag gee op wat ek gedroom het en met die deel soos die Here op my hart gelê het nie, dan is ek ongehoorsaam teenoor God. Nou wat ek vir julle gaan sê ek dit omdat ek genoodsaak voel om dit te sê. So ek sê nie die koms van die Here is vandag of môre nie. Maar wat ek wil vir julle sê is dat die koms van die Here is op hande, kan enige tyd gebeur. En wat ek vir julle vra, kyk na die tekens van die tye. Kyk na die nuus, wêreldsnuus. Oral is oorlog. Ja, daar was al die jare, maar nog nooit was die wêreld so groot en so opstandig en so moorddadig amper wil ek sê, en in opstand teen die volk van God in Israel nie. En God sal hulle beskerm. En daarom moet ons vir hulle bid. Maar wat van ons? Vriende, ek is nie 'n ou wat droom nie. Ek slaap verskriklik swak. Ek is omtrent elke 50-60 minute is ek op. So ek gaan nooit in 'n rem slaap nie. Maar eergisternag het ek in diep slaap ingegaan en die tye wanneer ek opgestaan het en weer teruggegaan het bed toe, het ek verder gedroom. En dit het my so gehinder dat dit wat ek gedroom het, en ek het daaroor gebid en gevra, Here, wat moet ek doen? En dit het net in my gebly, ek moet 'n videoetjie maak en mense waarsku dat die koms van die Here is naby. Die wêreld is sondig. Dis erger as in die dae van Noag. Dis erger as in die dae van Sodom en Gomorra. En die Here wil ek vir julle sê, mense kom tot inkeer, kom tot bekering, jaag heiligmaking na. Moenie godsdienst speel nie, selfs jy wat 'n wedergebore kind van God is. Kyk na jou lewe, doen introspeksie, maak seker, jy is gered. Jy het nie 'n emosionele bekering ondergaan nie, maar jy is waarlik gered. Dien die Here in opregtheid, want wanneer die Here gaan kom, sê hy volgens sy woord in Hebreërs 9 vers 28, hy kom om te kom haal wat hom verwag. Het jy 'n wederkomsverwagting? Jaag jy heiligmaking na? Is jy doodseker jou naam is geskryf in die boek van die lewe? Is jy doodseker dat jy dien die Here, dat jy behoort aan God, dat jy waarlik gered is? Weet jy van 'n tyd toe jy jou sondes bely het en Jesus gevra het om jou sonde weg te neem? Weet jy elke dag dat die Gees van God in jou woon? Is jy oorgegee aan hom? Jaag jy heiligmaking na? Groei jy geestelik? Is jy elke dag sterker in die Here, meer volwasse in die Here, omdat die Heilige Gees jou verander is wat jy gister was? Het jy werklik jou sonde bely en laat staan? Spreuke 28:13 sê, ons moet ons sonde bely en laat staan, anders sal ons nie voorspoedig wees nie. Onthou Hebreërs 9 vers 27 sê, dis bestem vir die mens om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. Jou kerk kan jou nie red nie, jou dominee kan jou nie red nie, jou katekisasie kan jou nie red nie, jou kursus wat jy gedoen kan jou nie red nie, jou tiendes kan jou nie red nie, jou godsdienstigheid kan jou nie red nie, net Christus. Jy gaan die hemel mis as die Here kom, want hy kom om die te kom haal, wat hom verwag, wat waarlik gered is, wie se name geskryf is in die boek van die lewe, wie deur die Vader geregverdig is, die wat sonde laat staan het, wat heiligmaking najaag. Vriende, as ons kyk na die tekens van die tye, en ek gaan nie elke een van hulle noem nie, want dit is die werk van elke kind van God, om die Bybel te studeer, na te speur, om te kyk na die tekens van die tye, om te weet hoe naby die Here se koms is. En ek sê vir u vandag, dit is nader as wat ons nog ooit gedink het. Ek wil jou weer vra, is jy waarlik waar gered?
Hoe is jou verhouding met die Here? Die ware wynstok. Onthou die Vader is die landbouer, Jesus, volgens Johannes 15, is die wynstok. Is jy ingeënt in hom? Ontvang jy elke dag jou nodige krag van hom af? Groei jy geestelik in hom? Draai jy die vrug wat pas met die bekering? Kan mense Christus in jou sien? Is daar 'n verskil tussen jou en die wêreldling? Het jy werklik jou sonde afgesterf? Of lewe jy met die een voet in die kerk en die een voet in die wêreld? Ons kan nie twee rye spore loop nie. 'n Trein wat op pad is ergens heen, bly op een spoor. As die signaal getrek word, kan hy nie een ry van sy wiele op een spoor gaan en die ander een op 'n ander spoor nie, want hy sal ontspoor. As jou lewe nie gefokus op Christus is nie, en jy nie op die regte pad, op die nou pad is nie, op die regte spoor, op die spoor op pad hemel toe is nie, gaan jy ontspoor ergens. Is 'n ernstige woord wat ek met jou wil deel. Toe ek gistermôre wakker raak en ek maak my Facebook oop, die eerste boodskap wat ek sien daar, gaan oor die wederkoms van die Here. Was vir my 'n bevestiging dat ek moet hierdie boodskap met u deel. Toe ek my WhatsApp oopmaak, is die eerste boodskap wat ek kry uit die honderde wat ek op 'n dag kry, oor die wederkoms van die Here. Vriende, ek dink die Here het bevestig dat ek moet hierdie boodskap met jou deel. Hoe staan jou lewe? Hoe staan jou lewe in vergelyking met wat God wil hê jy moet lewe wees? Is jy in Christus? Hy sê Johannes 15 vers 4, bly in my, soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Is jy waarlik met die Vader versoen deur Jesus? Johannes 1:11 sê, Jesus het na sy mense gekom, maar hulle het hom nie aangeneem nie. Het jy al Jesus aangeneem? Want Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, in hulle het God die mag gegee om kinders van God genoem te word. God kom sy kinders haal. Nie gelowiges nie, nie Christene nie, wedergebore, gelowige Christene. Die wat hulle sondes bely het en Jesus aangeneem het. Baie mense bedryf godsdiens. Probeer so opreg om 'n goeie lewe te lei. Maar in eie krag sonder die gees van God, omdat hulle nog nie werklik waar wedergebore is in die gees van God, inwendig ontvang het nie, want hulle liggaam is nog nie die tempel nie van die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs 6:19 nie. Hulle name is geskryf op die kerkregister, maar nog nie in die hemel nie. Hulle glo in Christus, maar is nog verlore. Hulle glo in die Heilige Gees, maar hulle liggaam is nog nie sy tempel nie. Hulle glo in God die Vader, maar het nog nie sy geskenk, sy eniggebore seun uit sy hand geneem het nie. God sê, ek gee aan julle die ewige lewe, maar die lewe is in my seun. Wie die seun aangeneem het, hy ontvang die lewe. Hy wat hom nie aangeneem het nie, ontvang nie die lewe nie. Gee ag op die woord, vriende. Gee ag op die boodskap. Ek is maar net 'n eenvoudige persoon wat gered is deur die Here. Ek jag heiligmaking na. Ek moet elke dag strewe daarna om meer en meer soos Jesus te wees. Maar as ek in eie krag het sou doen, sou ek ook gefaal het. Daarom glo ek dat God die Heilige Gees volgens Filippense 2:13 gestuur het om in my te woon, om in jou te woon, sodat ons Gods wil kan doen, alleenlik in die krag van die Heilige Gees. As jy nog nie gered is nie, vra Here Jesus, vergewe my sondes en word my verlosser. En hy sê hy sal dit doen, Johannes 6:37. Mag God u seën en ook hierdie boodskap. My nommer is 076-173-8742. My naam is Theo, as jy my wou kontak op WhatsApp. Mag God seën, genade en vrede aan julle, in die naam van Jesus. Gee ag, broers en susters, op Gods woord. Amen.